Goeiemôre. Ek wil net my goedjies hier reg sit. Dit was vir my so wonderlik hoe die Here net in eenheid werk. Waar die Here is daar eenheid. En dankie maak, die liedjies wat ons gesing het, is absoluut net bevestiging wat ek in my hart ervaar het, die Here met ons wil deel. Julle weet, ons kom nou so pas uit, wat ons weer herdenk het, die opstanding en die sterwe van Jesus Christus. En toe ek nou weg was vir so 'n week, en die Here net weer iets in my hart gelê. Ek het 'n diens bygewoon en iemand het iets gesê, en dit het net in my hart geval, en ek het besef, joh, ek glo regtig, dis wat die Here weer vanmôre in ons harte wil vasmaak. Nou, soos julle weet, die woord is elke môre nuut as die Here vir ons dit oopbreek. Maar sonder hom is dit net 'n woord, 'n geskrewe woord. So dit wat ek met julle gaan deel, wil ek sê, gaan julle heel waarskynlik weet, maar ek vertrou soos met my vanmôre dat die Heilige Gees vir ons die waarheid van hy woord sal lewend maak in ons harte. Ek het die boodskap van my titel, gewoonlik vra hulle ons om nou te sê wat dit is. Dink ek, joh Here, hoe gaan ek dit verwoord? En die boodskap se titel is jy lewend? Is jy lewend as jy daaroor dink? En terwyl jy daaroor dink, kom ons bid net saam. Ja, dankie Heilige Gees vanmôre, dat ons net voor U kan kom en buig. Ons wil erkenning gee dat U koning en Here is. Jesus, Vader God, ons wil sê U alleen is die God. Buiten U is daar niemand nie en is daar niks nie. Dankie Vader dat U ons geskaap het en dat ons in Christus lewe en deur hom lewe en dat U vanuit ons, Here, die wêreld daar buite kan verander deur die Gees wat in ons woon. En vanmôre wil ek vra Vader, as hierdie woord as ons hom bedien, Heilige Gees, soos wat U wil, dat U sal kom en dit in ons harte deponeer. Elkeen van ons wat hier sit, dat U ons harte ontvanklik sal maak om hierdie ingeplante woord met sagmoedigheid te ontvang. En Heilige Gees, dankie dat waar U werk, kan ons nie dieselfde bly nie. En ons wil die toestemming gee vanmôre om te sê, Heilige Gees, kom, werk in ons, die wil van ons Vader, sodat ons in die volheid wat U vir ons het, kan wandel, leef en wees. Dis ons begeerte vanmôre. Heilige Gees, ek wil vra dat U die woorde in my mond sal hê, en dat U net sal kom en deur my sal bedien. Dankie dat ek vir U kan vra, in die naam van Jesus Christus. Amen. En toe ek aan hierdie boodskap se begin, die titel dink ek, almal gaan vir my sê, maar jyne Rona, as jy nou rarig waar, wat 'n vraag. Jy sien ons ek lewe, hier staan ek. Maar daar's 'n verskil, en ek wil vir julle dit demonstreer gou. Jy weet nie pille nie waar nie, is vir julle 'n sakkie van, ja. Hierdie kers bestaan. Stem julle sien hom. Bestaan het ek 'n bietjie definisie van lewe gekry, as jy nou gaan as ek vra, lewe jy? Dis die toestand van om lewend te wees of te bestaan. Hierdie kers bestaan, julle sien hom. Soos wat ek en jy bestaan. Dis 'n feit. Die Here het ons gemaak, ons bestaan. Maar die kers lewe nie. Hy's dood. Verstaan julle? Ek wil julle nou verder verduidelik. Ek wil nou nie die kers heeltyd vashou nie, en kyk julle vir die kers. Ek's baie mooier as hierdie kers. Maar in elk geval, so ons bestaan net, maar die Here wil hê, ons moet in hom lewe. En dit was my uitdaging toe ek weer dink aan die kruisiging en die opstanding van Jesus. Die Here het kom sterf vir ons. Maar nie net dat ons moet opstaan nie. Hy het gesterf dat ons kan lewe in hom. En daar's 'n verskil. Ek wil vir julle net lees in Kolossense 3 vers 3. Wat sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So jy kan bestaan, maar jy kan nie lewe nie. En daardie lewe, die lewe wat God gee, is in Christus. So alleenlik deur wedergeboorte, as ons hom in ons harte nooi, het ons die lewe, want Jesus is die lewe. Sonder hom het jy nie die lewe nie. Ek praat nie van die fisiese bestaансlewe nie, ek praat van werklik lewe. En wat die Here vir my gevra het, is Rona, jy kan gered wees, maar weet jy kan gered wees sonder om voluit, in die volheid van die Here te lewe. En dis wat die Here my mee uitgedaag het om te sê, word weer lewend in my. Moenie net bestaan nie, word lewend.
En ek 'n bietjie daaroor gaan dink, okay Here, word lewend in U. En ek besef net, ons kan in hierdie wêreld, kan ons leef. Maar wanneer gaan ek vir die Here leef, is wanneer ek keuses maak, om in hom te bly. Want die lewe is in hom. Die lewe is nie in Rona se planne nie. Die lewe is nie in wat ek besluit nie. En dis 'n klemverskywing. So ek kan saam met die Here lewe, sonder om vir die Here te lewe. En wat ek daarmee bedoel is, baie kere kan ons dinge vir die Here doen, en ons moet. Maar die Here het nie altyd gesê ons moet dit doen nie. Ons raak in 'n gewoonte. Byvoorbeeld, sê nou maar, ek gaan nou maar die bazaar gebruik wat baie relevant is. Daar's 'n bazaar, daar is nou 'n bazaar wat aan die kom is, wat ons so gemeenskapsbazaar het vir ons ouerhuis, en ons besluit, iemand kom daar ons en sê, hoorie, kan julle asseblief kom help met die ou mense se bazaar, ons soek hulp en so aan. En jy dink, ag ja, is 'n Saterdag. Ek het net Saterdag om asem te haal. Nou moet ek 'n Saterdag gaan staan by 'n tafel en verkope doen. Nou hoor jy, waar gaan ek heen? Nou ek. En dan praat die Here met jou en die Here sê vir jou, hoorie, maar wil jy nie maar gaan dien daar nie? Ek het jou nodig daar om die ou mense te gaan bless en te help, daar's 'n behoefte. En dan dink jy by jouself, ag Here, maar regtig? Nou begin ons sê, Here, ons het gesê, maar alles vir U. En sodra die Here ons aanvat op dit, sê, okay, nou vra ek 'n bietjie van die alles. Dink jy, ag Here, net nie hierdie Saterdag nie. Vra my volgende Saterdag weer. En dan besef ek, en ek gee die voorbeelde, want ek weet, baie kere wil jy dit nie doen nie. Jy het ander dinge wat jy wil doen. En die Here vra vir jou om vir hom iets te doen. Dan kry ons altyd goue verskoning. En Here sê, Rona, dan het jy nie gesterwe nie. Jy het nie ten volle gesterwe in jouself vir my nie. So jy leef nog nie in die volheid wat ek vir jou wil gee nie. Want dan sal dit jou niks kos om neer te lê nie. En jy weet, 'n kers bly 'n kers. Maar om sy doel te vind in die lewe, moet hy gebruik word. En die Here sê, ek het jou geskape. Jy is nie daar om vir jouself te lewe nie. Want jou lewe is in my. So ek het die lewe gegee. En seker sekerlik kan die Here vir ons dan vra wat hy wil, want hy gee hy lewe vir ons. Hy sê, en ek wil jou gebruik in my koninkryk. En dis die uitdaging. En sodra die Here ons wil gebruik, Liesel, kan ek jou hand leen asseblief? Ek moet nou die mic vashou. Nou vra die Here vir jou ietsie, dis jou lewe. En dan kom die opoffering. En die opoffering kos 'n prys. Lief, gaan jy hom aansteek, dankie. Ja, net 2 hande. Nou vra die Here die opoffering. Hier is jy, sy lewe is in jou. Hierdie put. Ek dink, ja, sy lewe. Ja. Nou as jy nou na hierdie kers kyk, nou begin hy brand. Ek sal keer vir jou brand. Nou begin hy brand. Dit kos sy kers nou sy lewe. Hy brand. En dit is miskien nie vir hom lekker dat hy brand nie, want dit vat aan hom. Dit vat, nou lewe hy. Hy bestaan nie, nou vat dit ietsie binne in hom. En, dankie Lisa. Dis waarmee die Here my uitgedaag het. Sê nou baie van ons, en veral in die besige lewe waarin ons is, ons kom in 'n gewoonte. Ons wil net bestaan, jy weet, ons ken die Here en ons doen die regte goed vir die Here saam met hom. Maar as hy vir jou vra, persoonlik, kom doen iets vir my, ek het jou nodig, dan wil jy nie brand vir die Here nie. Want dit kos jou. En partymal vat dit, jy's nie lus nie. Jy wil Saterdag geslaap het en jy's moeg. Nou moet jy op jou voete gaan staan en teenkoekies bedien aan tannies. Hoor julle my hart? En ek gee 'n praktiese voorbeeld maar my eie lewe. En baie kere met my eie meisiekind, julle ken vir Moniquie, en ek wil dit maar net noem omdat dit nou my lewe is. Ek deel dit nie vir enige ander rede nie, maar baie aande my man sal weet, dan moet ek by haar gaan lê wanneer sy nie slaap raak. Dan is ek nie lus nie. Want as ek op daai bed langs haar lê, dan sê my liggaam slaap. En dan moet ek daarna opstaan as sy slaap en goed gaan doen. Dan dink ek gaan nou nie vanaand saam met haar nie, maar die kind wil hê ek moet saam met haar gaan. Nou dis 'n praktiese voorbeeld, maar dan moet ek kies. Omdat ek lief is vir haar,
doen ek dit vir my kind. En so wil ek vir julle sê, omdat ons lief is vir die Here, kom ons kies om nie net te bestaan nie. Kom ons kies om te lewe. En as die Here iets van jou vra, jy het gesê ja, weet jy eintlik jy het, jou lewe vir hom gegee het, te sê vir hom, Here, jy kan alles kry. En die Here is so getrou, hy vat alles. Hy vat alles van jou. Ja, dis amazing die Here is, want hy wil jou alles teruggee, sy lewe. Want as jy leeg is, kan hy jou ten volle volmaak. Met die gees wat in jou is, dan kan jy ten volle lewend raak vir hom. En ek wil julle vat na Romeine 6. As julle saam met my net na daai skrif sal gaan asseblief. Romeine 6. Romeine 6 vers 10. Dit sê, ek het dit sommer net hier vir my uitgetik, want die dood, wat hy gesterwe het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef hy vir God. Jesus is ons voorbeeld. Hy het sy lewe leef hy vir die Here nou, ten volle het Jesus het gelewe. Nommer 11, vers 11. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar, daar's 'n maar, lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. En hy reken het ek bietjie gaan kyk na net 'n definisie. Dis om iets te glo, dink of beskou as waar. So wie se verantwoordelikheid is as jy na hierdie kyk? Wie se verantwoordelikheid is dit om jouself tot beskikking van God te stel? Hy sê jy moet jouself reken dood saam met Christus. En in hom, sê hy, in hom en Jesus is die lewe vir jou. Jy's lewend gemaak, nie vir jouself nie, vir God. En dis die uitdaging vir ons baie kere, gaan ons en dan sê Here, my alles vir U. En soos wat ek gesê het, en dan vra die Here dit, dan wil ons dit nie gee nie. Maar verder is dit, ons moet besef, toe ons lewens vir Christus gegee het, het ons gesterf in hom. Nou wil ek die voorbeeld net gebruik, die ou mens, ek gaan nou praat van 'n ou mens en 'n nuwe mens. Julle is nou nie almal oud nie, maar ek gebruik dit nou, die ou mens, die ou natuur. Jou ou mens het gesterwe saam met Christus. Dis dood. Jy het opgestaan, jy kon nie in jouself opstaan nie. Jy kan jouself nie doodmaak nie, Jesus het vir jou gesterwe. So jy is dood vir die sonde, hy het dit vir jou gedoen. En jy kan net opgewek word dan, as jy dood is, moet iemand jou opwek. En die Heilige Gees het gekom met wedergeboorte, en hy wek ons gees op, en hy maak ons lewend vir hom. So julle verstaan wat ek sê, nou baie kere, in ons nuwe lewe, waar die Here sê, jy's 'n nuwe skepsel, 1 Korintiërs 5:17, alles het nuut geword. In daai konteks sê die Here vir jou nou, jy's 'n nuwe skepper, as maar nou gaan bid ons baie keer. En dan sê ons Here, die ou mens, ons doen ou mens gebede, dat ek dit so stel. Jy's losgekoop vry, maar jy kan, jou denke moet vernuwe word, jy kan kies om weer so te dink. Dit beteken nie jy nie gemaak nie, maar jou kop moet jy vernuwe, jou gedagtes. Maar sê jy, Here, as dit U wil is, maak my gesond. Dis 'n ou mens gebed. Wat het die Here gesê? In Christus Jesus het hy in die kruis gesterwe. Al jou sondes weggevat, jou vergewe. Sy liggaam is gebreek sodat jy genees kan word. 'n Nuwe mensgebed is, dankie Here dat ek genees is deur die wonde van Jesus Christus. Dankie vir U genesende krag wat my liggaam nou aanraak. Hoor julle die verskil? En wat die Here my nou weer uitgedaag het, die Here kan nie, en hoor die vergelyking, die Here kan nie na jou ou mensgebed luister nie, want dit is teen sy woord. En wie weet God is 'n God van sy woord? Wie weet God kan nie teen sy woord werk nie? Hy is die ja en die amen, die begin en die einde. Hy is die woord. So die Here kan nie saamstem met daai gebed nie, want dit is nie in sy woord volgens sy wil nie. Want die sleutel is, as jy in my bly, soos wat ek in jou is, dan sal jy vra, hy sê, my woorde in jou bly, ekskuus, dis 'n belangrike ene, my woorde in jou bly, want as hy in jou bly, sal die woord in jou bly, dan sal jy vra net wat jy wil hê, en ek sal dit vir jou gee. Dis die voorwaarde. So, ons moet, as jy in die Here is, sal jy nie 'n gebed bid teenstrydig met sy woord, soos, ag Here,
gee vir my, u wil nie vir my sorg nie, maar wil u nie iemand opwek om vir my te sorg nie. Dis nou net 'n praktiese voorbeeld. Dis 'n ou mens gebed, maar om te sê, Here, dankie. U is my voorsiener. En u is alles. Ek lewe in u, van u, deur u, en aan u behoort alles. Alles in hierdie wêreld behoort aan u. En dankie, u sê, Here, u sal vir my voorsien in al my behoeftes, na u rykdom en genade. Dis 'n nuwe mensgebed, as jy nou die beginsel hoor wat ek graag wil oordra. En die Here kan nie, dit baie kere vra ons dinge, en ons kry nie, want ons vra verkeerd. Die Here wil jou antwoord. God is 'n God, 'n liefdevolle Vader. Hy wil sy kinders seën, want hulle is geseënd in Christus Jesus. Dis wat die Here vir jou het. Maar baie kere besef ons nie, ons gaan weer bietjie terug na die ou mens met ons denke. En dit gebeur gewoonlik, en ek praat uit my eie ondervinding, wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, en jy bid, en jy bid, en jy bid, ag, jy naderhand smeek jy, regtig. En sê, ag Here, asseblief nou, en ek sê dit met groot respek, ek sê, Here, wil nie nou maar nou antwoord nie, ek weet, iets 'n tyd, iets 'n seisoen, maar wil nie nou maar nou wat deurkom vir my met hierdie antwoord nie. Dan is jy baie kere op 'n punt somtyds wat jy moet waak, want die vyand wil vir jou sê, die Here hoor nie, dit is so lank al, niks gebeur nie. Dan moet jy jou denke bewaar. En ek wil julle graag lees in die Passion Translation, wil ek vir julle hierdie deeltjie lees, wat Romeine 12, julle kan in julle Bybel soontoe gaan asseblief, Romeine 12. Romeine 12 vers 2, julle ken dit goed. Kom ons lees saam, ek gaan dit nou vir julle in die Passion, is net, hy sê net 'n bietjie anders, maar dit is my so mooi. Hy sê, stop imitating the ideals and opinions of a culture around you. Wow. But be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This, when you allow the Holy Spirit to change your thinking, dan sê hy, this will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in the eyes of God. Is dit nie amazing nie? Die Here sê, hy wil alles vir jou gee, maar jy moet jou gedagtes vernuwe om in lyn te kom met sy woord. En daarom is dit so belangrik dat ons in die woord sal bly, soos ons in Christus bly wat die woord is, en in hom is die lewe, in hom is die hoop, in hom wat jy nodig het. Maar as jy buite dit beweeg in jouself, jou eie vermoë, dan gaan jy bid en vra moedeloos raak en niks gaan gebeur nie. Maar as jy besef, jy moet in hom bly, soos wat hy in jou is, sê die Here, dan sal jy vrug dra. Daar sal 'n oplossing vir jou kom. En jy weet, baie kere sal ons sê, ag Here, ek verstaan nie wat alles aangaan en so nie, en ons het vra en dinge, maar die Here gee vir ons 'n beginsel, ons pas nie die woord toe nie, die beginsel van die woord nie. En baie kere wil ons nie iets toepas nie, want ons het nie regtig gesterf nie, ons dink ons het gesterwe. En die uitdaging vir my wat ek besef het, joh, toe ek ook nou, die Chris vir my ook vra of ek nie ietsie wil deel nie, onmiddellik dink ek, oeg Here, wat gaan ek sê, wat gaan ek doen? En jy weet, ek klim onmiddellik hierin. Ek wil vrees vat, want vrees is nie in God nie. Vrees is nie in God nie. Liefde is in God. Nou staan ek hier weer in die ou mens. 'n Vrees van my vat. Ek sê, Jesus Here, ek weet jy wil iets sê, maar Here, help vir my en dit en dat. En selfs vanoggend moet ek waak teen daai gedagte van vrees. En ek dink, ek het al die notas, maar ek weet as ek praat, dan sukkel ek om te hou by die goed, want en nou hoor julle waar gaan ek, en ek besef net, staan net stil. Moenie in jou eie vermoë wil opereer of staat maak nie. Kom terug in wie jy is in Christus. In hom, ek sit in hoë plekke. Die Here sê, bedink die dinge wat daar bo is, want in hom lewe jy. En ek moes myself weer terugbring om te sê, okay Here. En dis die probleem baie kere, wanneer ons nie aan ons besef, ons het gesterwe in Christus, maar hy besef wat ons verloor somtyds, maak dat ons dinge wil doen, om aanvaring te kry. En ek wil dit tog sê, baie kere sal jy dink jy het gesterwe, en dan vra iemand om vir jou iets te doen. Dan doen jy dit nie van harte soos vir die Here nie.
Jy doen dit van harte soos vir Rona. Wat ek daarmee wil sê. En dis wat die Here my ook mee uitdaag. Want die Here wil hê ons moet weer 'n passie en ywer kry vir hom in sy huis. En die Here wil hê ons moet weer vir hom brandend raak. Die Here wil hê ons moet weer toelaat dat hy ons gebruik. En die doel wat hy in ons gesit het, want hy het vir ons gesterwe vir 'n doel, wil hê ons moet dit vind in hom. En die Here daag my uit en sê, Rona, baie kere doen jy iets wat mense kan sê, wow, dit en dat, weet jy, gaan help graag en jy doen. Mense sien nie jou hartsbedoeling nie, maar jy doen dit vir Rona, dat almal kan sê, well done. Wow, het jy gesien wat het sy gedoen? En dan moet jy jouself ondersoek. Dan is jy nie in hom nie. Jy is in jou vleeslikheid, jy is in jouself. Maar om te sê, Here, help my. Ek wil dien, ek gaan doen wat U my vra. Al sien niemand my nie. Al kom niemand en gee vir my 'n pat op my shoulder, soos hulle sê nie. Ek wil alles doen van harte vir U. Want ek lewe vir U en U lewe in my. En wat jy ook al dan doen, doen dit vir die Here, want jou loon is van hom. En as jy op daai punt kom, gaan dit nie meer saak maak wat wie van jou eintlik sê nie, want daai mens is dood. Gaan jou nie pla nie. Hy is dood. Jy is in Christus Jesus. En jy weet wat God sê. Jy weet wat hy sê jy is. Jy is uitverkies. Jy is 'n koninklike priester. Hy het 'n plan en 'n doel vir jou lewe. Dan gaan jy dit begin besef en jy gaan in dit opereer, want jou begeerte gaan wees om hom te verheerlik. En as jou liggie brand, gaan jy dit dan nie toemaak met verskonings. Daai skrif wat sê onder 'n dekmantel wegsteek nie. As hy nou brand onder 'n maatemmer, is eintlik die woord. Jy gaan dit nie so doen nie. Jy gaan nie sê, ag Here, nie vandag nie. Ag Here, jy weet, dis koud, Here. Ek gaan nou nie vanoggend vir iemand sop vat nie. Ek wil nog bietjie in die bed lê. Jou liggie word nie toegemaak onder 'n dekmantel nie. Maar jy gaan 'n gehoorsaamheid, 'n begeerte hê om net te doen wat hy sê. Sê Here, al vat dit aan die vlees, soos Paulus sê, man, dag vir dag vrek hierdie vlees. Ek sterf dag vir dag. Hoekom? Sodat Christus in my lewe openbaar kan word. Want dis hoekom. En as jy dit begin doen om te kies om in die Here te lewe, en as jy in hom lewe, kan hy deur jou lewe, want jy is in hom. Hy kan met jou werk. Jy is nie daai kant nie, jy is in hom. Kan hy in en deur jou werk. En as jy dit kies, dan gaan jy sien hoe kragtig die Here jou wil gebruik. Jy gaan uitvind wat God se plan vir jou lewe is, want jy is geskep vir 'n doel. En jy kan jou doel slegs vind in hom. Dan word jy lewend. Jy is dood, jy het jou ledemate nie meer beskikbaar gestel vir die ou natuur nie, maar jy gee nou jou ledemate en jy stel dit op beskikking van God. En sê, Here, hier is alles van my. En as jy dit doen, dan kom jy eintlik en jy word lewend vir God. Anders het jy net bestaan. En dan gee jy nie om as die hitte kom, soos wat Gideon ook gesê het, as daar moeilikheid kom nie, die vuurhoutjie kan jou maar brand, die vlam kan maar brand, dinge kan maar kom. Dit gaan jou nie omver gooi nie, want jy is geanker in hom. Jy weet, jy is in hom, en saam met hom kan jy alles doen. So ek weet, hierdie woord wat ek bring, ken julle almal, maar ek wil vir julle regtig vra, kom ons laat die Heilige goed toe, en ons Heilige Gees toe, om in ons lewens te heers, om weer koning en Here te wees. Kom ons lê onsself regtig neer, en jy beoefen jou, hoe kry ek dit reg? Jy moet doelbewus leef. Jy moet doelbewus leef, en besef, hy is elke oomblik by jou. Dit moet 'n doelbewuste ding wees wat jy doen, te sê elke môre, Heilige Gees, dankie, U is met my, U is by my. Jy moet 'n bewustheid hê van sy teenwoordigheid, jouself, ek wil dit nie sê aanleer nie, maar jy moet jouself instel, jou gees, in die môre, in die dag, in die aand, elke oomblik, om te sê, Heilige Gees, dankie, is met my. En as iets gebeur, en jy wil weer oorspring na, hoe gaan ek dit doen, wat gaan ek doen? Om te sê, nee Here, ek gaan nie meer in die ou mense, ek gaan nie meer daai kant toe nie, daai ou mense is dood. In U, Here, in U, dankie. Dankie dat U my vandag help. Dankie saam met U vandag, gaan al hierdie dinge in plek val, want U is in beheer. So ek wil sê, as jy 'n lewendig wil word vir die Here, if you want to come alive, dan moet jy in Christus bly. Sonder hom, as jy nie in hom is nie, gaan jy nêrens nie, lewe jy nie, is jy dood. Want die lewe is in hom. Wat sê Johannes 1 vers 4? In hom was die lewe.
En die lewe is die lig van die mense. So as jy lig wil wees, die Here toelaat om vir jou te gebruik, bly in hom. Ek wil vir julle die laaste versie, ek weet net vir julle gou hier lees. In Johannes 12 vers 26, as julle soontoe kan gaan, ek wil daarmee, dis 'n kort woord hierdie, julle gaan lekker koffie kan drink. Johannes 12 vers 26 wil ek mee afsluit. Ek gaan vanuit die Amplified, vergewe die Engels, maar hy sê dit so mooi. Dis waar Jesus met sy disippels gepraat het, net voordat hy ook gekruisig is. En hy sê vir hulle, as enig iemand my wil volg, moet hy sy lewe neerlê. Jy kan nie volg, as jy nie gesterf het in jouself nie. As jou eie agendas en planne het, sal jy nie iemand anders volg nie. Want jy wil jou eie ding doen. Maar as jy dit neerlê, dan kan jy volg. Daar kan net een leier wees. Hulle sê altyd 'n ding met 2 koppe is 'n monster. Maar daar kan net een. Die Here sê kan nie 2 heres dien nie. Kies wie jy gaan dien. Nou hierdie is nadat hy vir die disippels gesê het dat hy gaan sterwe en so net daarna wat hy gaan sterwe het, dan praat hy oor die koringkorreltjie wat moet val en sterwe en dan sê hy onder andere daarna: If anyone serves me, wie dien jy met jou lewe? Jy moet kies. You must continue to faithfully follow me, without hesitation, holding steadfastly to me, conforming to my example in living, and if need be suffering or perhaps dying because of faith in me. And whenever I am in heaven's glory, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Wat 'n geweldige skrif. Maar is so kosbaar as ons hierdie ding toepas en ons sterwe in die Here saam met hom en ons saam met hom opgewek. Wat 'n kragtige ding wat die Here sê. As ons hom volg, moet ons dit doen, maar as jy sterwe, het jy die belofte, sy opstandingskrag gaan jou dan lewend maak. Dan gaan jy kan lewe in die krag van die Heilige Gees wat binne in jou is. Want die Heilige Gees wil en sal jou lei. En Paulus het ook gesê, onder andere in Korintiërs, ek wil dit graag vir julle lees, het hy net gesê, 2 Korintiërs 4:16. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook. Nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let, jy moet jou fokus behou op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge ewig. En ek wil weer terugkom te sê, wil jy bestaan vir die wêreld wat tydelik is, of wil jy brand, jou doelwit, wil jy brandend, lewend wees vir Jesus, jou doel bereik op die aarde, wat kies jy vandag? Gaan jy in hom bly? Gaan jy in hom bly? Dit gaan 'n prys kos. Hy gaan jou partykeer, jy gaan brand op 'n mooi manier. Jy gaan brand om te sterf in jouself, sodat Jesus deur jou verheerlik kan word. Maar as jy dit doen, jy het die ewige lewe in hom, maar as jy dit doen, gaan jy sien die wonderlike dinge wat die Here in en deur jou lewe bereik en wil bereik. Want hy sê hy het 'n goeie plan vir jou. Chris praat baie daarvan. Maar in hom alleenlik kan jy dit vind. So ek wil vir julle uitdaag om te sê, kom ons word lewend weer in Christus. Kom ons gee ons alles vir hom. Sê Here, ek lê dit neer. Jesus gesê as jy die grootste wil wees, hulle vra wie is die grootste? Weet jy wat doen Jesus toe om hy vraag vra? Hy sak op sy knieë. Hy vat water en hy vat 'n handdoek en hy was hulle voete. So as jy die Here wil dien, moet jy kom bietjie op jou knieë. Kom dien God vanuit 'n hart van diensbaarheid, ware nederigheid. Nie daar nie, hy is alles. Kom lê dit neer voor hom. En as jy dien, dan tel hy jou op. En hy sit jou in hemelse plekke saam met hom. So vandag is die vraag, vir wat en wie wil jy lewend wees? Die keuse is joune. God het dit klaar gedoen.
Die keuse is joune. Kom ons bid saam. Dankie Jesus, as ons dink net opnuut vanmôre, om wat U alles vir ons aan die kruis gedoen het, Here. Vader, was vir U ook moeilik, maar het U seun gestuur en Jesus, toe U selfs in die tuin was, het U gesê, Here, my siel is onrustig in my, en as dit U wil is, Here, laat die beker verby my gaan, maar nie my wil nie, maar U wil. En U het gehoorsaam geraak tot die dood, tot die fisiese dood van 'n kruis selfs. En Heilige Gees, ons verlange, ons begeerte, is om alles regtig neer te lê. En Vader, waar ons dink ons neergelê het en nie, o Heilige Gees, wil U ons kom wys, dat ons totaal en al oorgegeede lewens in gehoorsaamheid, in nederigheid en afhanklikheid van U sal lewe. Vader, sodat U in en deur ons lewens kan bereik en doen wat U wil. En dat ons sal besef, ons lewe is in Christus. Ons leef nie meer vir onsself nie. En Here, dat ons ook brandende fakkels sal wees vir U koninkryk daar buite. Dat mense in en deur ons lewens kan sien, ons dien die ware God. En dat hulle deur ons lewens, Here, hoop kan vind, lewe kan vind wat in Christus Jesus is. En daarom wil ek vra, Heilige Gees, in hierdie week wil U met my en elkeen van ons praat en vir ons wys, wat is daar wat nog behoort aan die ou mens denke, dat ons gedagtes deur die woord van God in lyn sal bring, met U denke, Here, want dan weet ons wat ons vra, sal U vir ons gee, omdat dit volgens U wil is. Dankie, U los ons nie alleen nie. Dankie, Heilige Gees, dat U ons sal lei, en dat U ons sal wys. En ons wil U loof en prys, dat U ons nooit los nie, vir U getrouheid, vir die goedheid, vir die guns, wat in en deur ons lewens opereer. Ons wil net vra, kom en word verheerlik, in en deur alles wat ons doen, dat Christus werklik in en deur ons sal lewe. Vader, ons vra dit alles, in die naam van Jesus Christus. Amen.